God jou gaan verhoor? Amen. Wie van julle weet dat God gebede antwoord? Amen. Wie van julle glo dat God jou hoor as jy in hom glo? Amen. En as hy voete toe gaan en jou probleme voor hom neerlê? Amen. Halleluja. Baie welkom. Huis van die Here. Vader, gebruik my as 'n wessel, plaas my heeltemal agter in 'n hoek en neem U hierdie woord dat dit U is wat my gebruik om met ons elkeen te spreek, including me. Ek bid die Heilige Gees, dat die Heilige Gees Vader sal raak in hierdie tent vanaand. Halleluja. Ek bid dat die Heilige Gees op elkeen sal kom rus, in Jesus naam, Yes. dat U verheerlik sal word. Yes. Ons almal was op 'n kol wat ons nie gered was nie, wat ons nie wedergebore was nie, wanneer ons ver van die Here af was. En Efesiërs 2 vers 12 sê vir ons, dat julle in die tyd sonder Christus was. Ons almal was daar op 'n kol, sonder Christus, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge teen die aansien van die verbonde van die belofte. Sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar wat het gebeur? Jesus het op een of ander manier met jou gepraat. Het sy dit deur baie moeilike omstandighede, 'n ongeluk, wat ook al dit mag wees, huweliksprobleme, wat dit ook al mag wees, die Here het vir elkeen 'n manier, want elkeen is op 'n manier geroep. Almal word nie dieselfde geroep nie. Elkeen word nie dieselfde gelouter nie, maar elkeen, God ken ons. Hy ken elke dingetjie van ons, so elkeen het 'n manier hoe God hom roep. En hoe ook al God ons roep, gaan 'n verskil maak. Want wanneer God jou roep, dan luister jy. As jy jou verharding nie luister nie, dan is dit very bad news. Maar nou in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, me included, naby gekom deur die bloed van Christus. Amen. Die bloed van Jesus het ons kom reinig en kom heilig. Die bloed van Jesus het ons kom was, witter dan sneeu. En dit beteken nie dat ons nie weer gaan fouteer nie. Ons bly mense in 'n vleeslike liggaam. En ons almal maak foute, want as ons sê ons is heilig, dan jok ons. So ons almal maak foute, maar ons weet, ons kan dit voor die voete van Jesus gaan lê. Ons kan elke dag sê, Here, vergewe my en help my om hierdie sonde te laat staan. Nou geliefdes, daai is net 'n inleiding wat ek met julle wou deel, maar ek wil nog een versie vir jou lees, want hy is ons vrede. Amen. Wanneer jy down and out is en vra my, ek was nie een keer daar nie, ek was al baie kere daar en nie so lank terug nie was ek daar, dan voel jy die hele lewe druk op jou twee skouers. En maak nie saak hoe breed daai skouers is nie. Dit is te veel, dit is te swaar, jy kan dit nie hanteer nie, want wanneer jy so ver van die Here af is, wanneer jy toelaat dat die Satan op die teerplekke waar dit vir jou saak maak met jou kom mors, dan voel alles te veel, want jy kry te skaam, wat ook al jou rede mag wees, of jy voel nie goed genoeg nie, of jy voel verwerk, maar jy voel jy kan nie na die Here toe gaan nie, want hierdie probleem het ek myself ingesit en ek moet myself daar uitkry. I've got news for you, jy gaan nie jouself daar uitkry nie. Jy moet die eerste tree gee, ja. Yes. Jy moet die eerste tree gee en sê, Here, vergewe my, heel eerste met ons repent. Here, vergewe my en haal my uit die slootheid. Stel my op, Here, en plaas my daar waar U my wil hê. Plaas my daar waar U my kan gebruik. Plaas my daar waarvoor U my geroep het. Plaas my daar waarvoor U my gemaak het. My doel hier op aarde. En die skrifgedeelte wat ek eintlik wil lees, Efesiërs 4. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Geliefdes,
as jy vir my sê, jy het nie, wie te roeping? Wie te roeping? Wie het 'n roeping vanaand in hierdie plek? Lig vir my jou hand op asseblief. Wie het 'n roeping? Want as jy vir my sê, jy het nie 'n roeping nie, wil ek vir jou sê, jy lieg. Jy's hier met 'n doel en 'n rede. God het jou nie verniet op hierdie aarde gesit nie. Jy's nie verniet vanaand in hierdie tent nie. En die wat deel is van hierdie gemeente of for Love Upon Grace, jy's nie verniet deel van daai gemeente nie. Jy moet betrokke raak. Jy moet jou doel begin lewe. Jy moet jou roeping begin lewe waarvoor die Here jou geroep het. Don't waste it. There's no time to waste anymore. Yes. En dan sê die woord met alle nederigheid en sagmoedigheid. En ek kan my stem verhef want ek raak excited, dis maar wie ek is. Maar dit beteken nie ek sagmoedig nie. Ek het 'n hart soos 'n bus altyd plek vir nog een. Ons moet dit in sagmoedigheid doen. En met lankmoedigheid sê die woord. Terwyl julle mekaar in liefde verdra. Ek kan my wip vir iemand. En ek kan iets sê, en ek is 'n baie haastige en 'n vinnige, ek reageer baie vinnig, so ek kan baie vinnig iets sê. As iemand my dalk kwaad gemaak het, of as iemand dalk iets gedoen het waarvan ek nie hou nie, en baie van ons is so, ander is die stil en hulle sal stil bly. Maar wat ook al, kom ons doen dit in nederigheid, Amen. in lankmoedigheid. Yes. Kom ons gee mekaar nog 'n kans. Hoeveel kansse gee die Here vir ons? Hoeveel kansse Halleluja. gee die Here vir ons? Hoekom kan ek en jy nie mekaar in liefde Yes. verdra nie? Halleluja. Die liefde bedek alles. Dis nie net in 'n verhouding nie, dis nie net in 'n huwelik nie. Dis in 'n gemeente, dis tussen elke broeder, dis tussen jou en jou naaste, tussen jou en jou buurman, die liefde van Jesus. Want Jesus is liefde, God is liefde. En as ons sê ons is kinders van God, het ons outomaties daai liefde in ons hart. Halleluja. En as jy dit nie in jou hart het nie, wil ek vir jou sê, kom op jou knieë, bely en sê, Here, gee vir my wat ek nie het nie. Gee vir my wat ek nodig het om te wees wie U wil hê ek moet wees. Om my roeping, waarvoor U my geroep het, te kom leef op hierdie aarde. Nothing is waste. Yes. Yes. If you waste time, mense, tyd is kosbaar, ons leef in die eindtyd. Die tyd is min. Tyd is so kosbaar, en as jy agter kan kom en bietjie kan net dink vir 'n oomblik, sal jy agterkom. Jy weet, verlede jaar hierdie tyd het ek dit en dit en dit en dit en dit gedoen in hierdie tyd. Nou kan ek net dit en dit doen, ons die tyd verby. Yes. Want die tyd is kort en die tyd vlieg. En ons staan skuldig, Ja. waar ons die naam van die Here moet glorify, waar ons moet aanbid, waar ons alles moet doen om die Here te behaag. En waar ons die evangelie moet verkondig, waar ons die evangelie van Jesus Christus moet verkondig, en nie net met jou mond nie, nie net met jou stem nie, maar met die wyse hoe jy leef, met dit wat jy vir jou boetie en jou sussie doen, vir dit wat jy wys wie ek is, nie net by die kerk nie. Amen. Daar in die straat waar niemand jou ken nie, daar waar jy stap. Daar moet ons wys wie is Christus binne ons. Yes. Wie is ons in Christus? Mense, die Vader, Jesus het gesê, God, die Vader, is binne in my. Yes, Ons is yes. een. En dan sê hy verder, en slaan my dood, ek kan nie onthou waar dit staan nie, ek sal vir julle sê waar dit staan, Sinta. Staan 'n versie wat sê, die volgende vers sê, en jy wat wedergebore is, jy wat bekeerd is, jy wat jou hart vir die Here gegee het, is ook deel van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So as die Gees binne ons is, en ons sê ons is wedergebore kinders van God, hoe kan ons toelaat? En ek praat eers met myself, hoe kan ons toelaat dat die duiwel met ons mors, dat die duiwel hierdie kosbare tyd wat ons aan die Here moet bestee, wat ons aan die evangelie moet bestee, wat ons aan ons liefdes en ons naaste moet bestee, so mors, Yes. Yes. deur hom happy te maak en nie vir God nie. En dan sê die woord in vers 3, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Geliefdes, ek is baie vinnig van geaardheid. Ek kan my baie vinnig buig. Glo my, ek joke nie. En ek was 100 keer erger voor ek bekeerd was, of bekeerd geraak het, wedergebore geraak het.
Maar die duiwel weet wat hy op jou pad moet sit, om daai aggressie binne jou op te wek. Hy doen net die verkeerde goed, want hy weet wat hy gaan uit jou uitkry. En wat doen ons? Ons faal die Here, en ons laat toe, dat hy ons daar op ons sagte plekkies kap, met 'n 10 pond hamer, sentermessiesvente. En wat doen ons dan? Waar is daai vrede? Want wip ek my vir hierdie boetie, en ek wip my vir daai sussie, ek sê iets van hierdie boetie, en ek sê iets van daai sussie, en waar is die vrede? Want weet jy wat, jy dink niemand hoor jou nie. Hulle mag jou dalk nie hoor nie, maar die duiwel hoor ons. Halleluja. En wat doen die duiwel? Wat doen die duiwel? Mense, ek het dit al baie gesê vir die wat my al gehoor het, maar ek wil dit weer sê. In die ou dae was die eerste selfone wat uitgekom het so gewerk. As jou SMS'e te veel geraak het, moes jy die oues eers gaan delete voor die nuus kan deurkom, anders hang hulle daar tussen ergens en nergens. Die nuwe fone doen dit daarom op 'n beter manier. Maar ons brein werk net dieselfde. So as ons hierdie negatiewe goed spreek van mense, en ek sê weer eens, ek praat met myself eers en dan praat ek met julle. Want ons almal is skuldig daaraan. Yes, amen. As jy in jou gedagtes of vir iemand iets sê van iemand, die duiwel hoor jou. Wat maak hy? Hy plant daai negatiewe saadjie in jou brein. Daar waar jy memorize, in jou onderbewussyn. En elke negatiewe saadjie wat geplant word met 'n volgende negatiewe saadjie groter. Die persoon van wie jy iets so sê, dit nie eers nie. Die duiwel weet dit, en daai saadjie groei en groei en groei. En ongelukkig werk jou brein so. Amen. Jou brein, dit wat jy dink, word 'n aksie. So as al hierdie goedjies hierso geplant is, en al hierdie saadjies kan gaan bespreek, of dit kan bid en sê, Here, help my, of help my boetie, help my sussie. Want hoekom? Ons almal is kinders van een liggaam. 'n liggaam, Jesus Christus. Dit beteken jy is die klein toontjie se naakie, ek is die wysvinger, jy is daar. Ons is almal hier teenwoordig. Elke kind van die Here, elke wedergebore wat gesê het hy het sy hart nou vir die Here gegee, is deel van die liggaam van Christus. Amen. Nou imagine, jy is hierdie hand, en ek is hierdie hand, en ek en jy laat nie mekaar kwaai nie. Dan gaan hierdie hand ons nou heel verkeerde dinge doen as wat hierdie hand doen en niks gaan saamwerk nie. Dit kan nie gebeur in die liggaam van Christus nie. Amen. Ons moet dit stop. Ons moet al die goed wat die Satan gebruik om mense en moet nooit, hierdie is 'n tent. Hierdie ministry is 'n ministry naam. Dit het niks met dit wat mense in hierdie plek te doen het nie. Dit beteken nie as ietsie gebeur het, jy hardloop weg nie. Dit beteken nie as daar iets gebeur het waar jy nie meer saamstem, jy gaan nou 'n ander kerk soek nie. Die Here het jou hier gesit met 'n doel. Amen. Jy moet jou doel kom leef. Daar het ek vir julle gelees. Elke een het 'n roeping. God het elke een geroep. Nou hoe gaan jy jou roeping leef as die Here jou hier geplaas het en jy wip jou en jy vat 'n pad? Hoe gaan jy jou roeping leef hier? Die Here het predikers gemaak, hy het herders gemaak, hy het leraars gemaak, hy het evangeliste gemaak, hy het profete gemaak, hy het apostels gemaak. Elke een het 'n job. Halleluja. Almal doen nie dieselfde nie, almal praat nie dieselfde nie. Hierdie een kan rustig, jou so mooi praat, jou so mooi lei, en jou so saggies hanteer. En dan kom ek en ek praat al hoe harder. En pastoor Teddy kom en hy skree en hy slaan die kanselstukke. Elke ou het 'n ander manier. Want hoekom het julle al ooit gewonder hoekom? Want nie een van julle wat langs mekaar sit, is dieselfde. Nie een van julle luister dieselfde na 'n boodskap, na 'n persoon nie. Ek kan met jou en jou en jou praat en net jy gaan dalk na my luister. Pastoor Teddy kan met almal praat en net jy gaan luister. Dis hoekom God verskillende mense in 'n gemeente sit. En dit kom die Bybel sê jy moet die samekomste bywoon. Hoekom? Ons het geestelike voeding nodig. Halleluja. In die tyd waarin ons leef is die duiwel wild, hy's willer as die wildtuin man. Hy kom en hy verwoes en hy breek huwelike op en hy breek liefde op en dan gaan die ding op. En, nou werk hy.
Ons kan dit nie toelaat nie. Ons kan nie toelaat nie, dat die Satan kom mors in ons gemeente nie, tussen ons geliefdes en familie nie. Is tyd dat ons mekaar begin optel. Is tyd dat dit wat die woord sê wat ons moet doen, in plaas om te chichi van mekaar, moet ons vir mekaar begin bid. En ons moet met mekaar mooi praat, in liefde en lankmoedigheid. En ons moet hierdie band, wat ons moet hê in hierdie gemeente, moet ons begin bou. Amen. En ons moet luister wanneer God praat. Amen. Ons moet luister wanneer die Here deur die woord met ons praat. Ons moet luister, maak nie saak of dit 'n ou is wat skree, of dit 'n ou is wat saggies praat, of dit 'n ou is wat sing, of dit iemand wat dans is, of dit 'n song is wat speel. Of dit 'n prentjie is wat voor jou TikTok of Facebook of wherever gaan. God praat met elkeen op 'n ander manier. En elke boodskap wat jy moet hoor, die woord sê, voor Jesus gaan kom, sal elkeen die evangelie hoor. Elkeen sal weet van Jesus. Of dit nou deur 'n prentjie op Facebook is, of dit deur 'n preek is van iemand wat skree, of dit deur 'n preek is wat iemand wat opgewonde raak of wat saggies praat, jy sal daai kans kry om jou lewe reg te maak. En ek glo elkeen van ons wat hier sit, het al hoeveel keer daai kans gekry, maar vat ons daai kans regtig? Doen ons iets met die kans wat ons kry? Of it's just another day, it's just another sermon. Iemand het nou mooi gepraat, maar nou is dit verby, nou gaan ons maar weer aan soos wat ons aangegaan het. Dan het daar nie 'n verskil in jou lewe gekom nie. Dan is jy nie die nuwe creation wat God jou gemaak het nie. Kinders, luister. Ons moet luister wanneer God met ons praat. Ons moet ons ore spits vir wanneer ons iets van Jesus kan hoor. Mense, die woord is baie dik. Ek moet nie vir my kan vertel, jy het al 3 keer die Bybel gelees nie, want jy gaan nog steeds niks weet as die Heilige Gees nie die woord vir jou openbaar nie. Dit is tyd dat die mense wat die Here op jou pad plaas om vir jou hierdie woord te leer, om vir jou dinge van Jesus te leer, is tyd dat jy dit ontvang. Jy moet dit nie hoor en jy uitstap en eers kom en onthou wat is gepreek soos in 'n klaskamer. Jy moet die woord vat. Jy moet die woord joune maak. As jy dit nie doen nie, gaan jy dit nie onthou nie. Yes, Lord, yes. Nou vra ek vir julle. Ons paaskonferensie is op pad. Die tema van die paaskonferensie is Enter His gates. Is ons reg om die gates te enter? Is ons werklik reg om die gates te enter? Voorgee is maklik. Om te maak of ons reg leef en 'n mooi smile by die kerk kom opsit, nice kleertjies aan te trek en almal 'n drukkie te gee is maklik. Dis nie maklik om die pad te stap nie. En as jy vir my sê dis maklik, dan sê ek vir jou daar's fout, papi. Want as dit te maklik is, dan doen jy iets waarmee die duiwel happy is. Want anders sal hy dit vir jou moeilik maak. Want as hy dit vir jou begin moeilik maak, moet jy weet jy doen iets wat reg is. So as jou lewe te voorspoedig is, as dit te lekker gaan, as jy voel jy wil nie kerk toe gaan nie, want ek wil nie hoor wat hulle als daar sê nie, dan is dit tyd vir introspeksie. Nou vra ek weer, wie van ons is wedergebore? Steek op jou hand. Wie van ons het ons harte vir die Here gegee? Wie van ons het 'n besluit geneem, ons gaan 'n pad met die Here stap? Ons gaan hom behaag in elke tree wat ons gee. Ons gaan leef soos wat die woord ons leer. En om dit te sê, en om dit nie te gaan doen. Die woord sê, en ek kan nie onthou waar dit staan, maar ek sal dit gaan soek as een wil weet. Jy maak nie beloftes aan God en kom dit nie na nie. As jy gesê het, Here, hier is ek, vergewe my, ek gaan my hart vir U gee, ek gaan vir U leef, ek gaan U behaag in elke tree wat ek gee, en jy doen dit nie, breek jy 'n belofte wat jy aan God gemaak het, en dan moet ons repent, en dan moet ons sê, Here, vergewe my, want ons bly mens, ons maak foute, die duiwel mors, maar kan ons repent, kan ons op ons knieë kom,
en sê, jammer Here, vergewe my en help my om dit nie weer te doen nie. Yes, yes. Want het is maklik om te bid en te sê, vergewe my Here. Het is baie maklik. Het is nie so maklik om daai gebed te gaan uitleef. Halleluja. Maar is tyd mense. Is tyd dat ons op 'n plek kom, dat daai besluit wat jy geneem het, dat jy dit leef. Nie weer toelaat dat die duiwel jou beloftes en dit wat jy God die aand beloof het toe jy jou hart vir hom gegee het, onder jou kom uitdruk nie. Yes, yes. Want dit is sy werk. Hy wil almal ver weg van hier af kry. En wat was die eerste vers wat ek vir julle gelees het? Toe ons nog daar ver was, het ons nie God geken nie. Ons het nie vrede geken nie. Ons het nie hoop gehad nie. Ons het nie liefde gehad nie. So kom ons maak 'n besluit. En voor ons hierdie tent uitstap vanaand, sê ons, Here, vergewe my. Want Here, hierdie keer is ek opreg. Hierdie keer bedoel ek, Jeremy, is sommer die laaste een. Hierdie keer bedoel ek. Ek bedoel elke woord wat ek sê, dat ek, Here, myself opoffer as wessel vir U. U het my geroep. Ek beloof ek sal hierdie pad stap. Ek beloof ek sal U behaag in alles wat ek doen. Ek beloof ek sal my bes te probeer. En Here, waar ek val, leer my. Dat die Heilige Gees my oortuig. Want ons gaan foute maak, mense. Ons is in 'n vleeslike liggaam. Maar ons moet oop wees vir die Heilige Gees. En ons moet Jesus se stem leer ken, dat ons hom kan hoor. Want as ons hom nie gaan hoor nie, gaan dit niks help as die Heilige Gees met ons praat nie. Yes, Lord, yes. So kom ons sê, Here, open ons ore, spits ons ore, dat ons die Heilige Gees se stem sal hoor. Help ons om al die verkeerde dinge in ons lewe te laat staan. En dat ons vandag kan kniel en sê, Here, ek weet U my vergewe. Here, ek weet dat ek U gaan behaag. En dan kan ons sê, ek speak the name of Jesus. En dan kan ons the name of Jesus speak, of ons, dan kan ons met vertroue the name of Jesus speak. En Jesus, die woord die nodig het om enigiets te kan doen. Jy kan duiwels uitdryf in die naam van Jesus. Jy kan siekes gesond bid in die naam van Jesus. Jy kan mense tot redding bring. Jy kan enige ding doen in die naam van Jesus, want Jesus gee vir jou die mag, die krag en die autoriteit, maar nie as jy dit nie vat nie. Nie as jy nie opreg is met die Here nie. Nie as jy nie opreg is van binne en dit bedoel. En 'n plan maak om so te leef nie. So my gebed is vanaand, Here, maak ons wakker vir U stem. Here, maak ons wakker, gee ons 'n honger, dat die vuur binne ons sal vlam vat, dat dit sal deurskemer na elke een toe wat ons pad kruis. Here, dat as ons hande op iemand lê, dat hulle gesond sal word. Here, as ons die evangelie sal deel, dat mense se hart sal oopgaan en ontvanklik raak vir Jesus en die evangelie van Jesus. So kom ons maak oop. Kom ons gee regtig alles. En kom ons bedoel dit uit die diepte van ons hart. En ons sê, Jesus, I speak your name. In enige omstandighede. En I have faith. Want ek glo in die Jesus Christus, wat sy heilige bloed vir my gestort het. Ek glo in die Jesus Christus, wat my gaan kom haal op die wolke. Ek glo in die Jesus Christus, wat my vir ewig by hom gaan laat bly. Want hy, net hy, maak my vry. Mag die Here julle seën. Dis my gebed in Jesus naam.